Ons maak nou klaar in hierdie mini-reeks van die voorlewe van God. En ons het nou die hele tyd op 'n paar dinge aangeraak. Maar vandag wil ek spesifiek konsentreer op wat Johannes sê in 1 Johannes 1 vers 3. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Johannes sê wat hulle gesien en wat hulle gehoor het. Wat ons gesien en wat ons gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Dis 'n vreeslike sterk ding daai. Wat Johannes inherent hierso sê, hy sê, as jou eenheid met Christus nie volkome is nie, en jy besef nie dat jy in Christus is absoluut een nie, en in Christus is jou lewe absoluut in God verborge, en as jy nie besef dat die lewe in jou is nie die Heilige Gees nie, maar die lewe in jou is Christus Jesus, en dat die Heilige Gees hier die lewe van Christus, die waaragtige God in ons, wat die ewige lewe is, openbaar, as jy nie dit in jou het nie, dan het jy nie 'n saak met my gemeenskap nie. Dan kan jy nie in gemeenskap met my wees nie. As jy gaan volgens die lewe van Jesus van Nasaret, dan kan jy nie met my gemeenskap kan hê nie. Jy sal nie in my fellowship kan wees nie. Want jy sien die twee Christusse, wat jy sou volg en wat ek sou volg, is twee uiteenlopende verskillende Jesusse. Jy sien, en dit is hoekom ek nie 'n tuiste kan vind in kerke nie. Want die Jesus wat die kerke verkondig is Jesus van Nasaret. Terwyl my Bybel vir my sê en die Heilige Gees aan my verkondig uit die woord uit, dat die waaragtige God Christus, wat die ewige lewe is in my, en ek is in hom. Daarom sê hy, het ek, omdat Christus my lewe is, en hy my gees is daar 'n totale versmelting van die twee van ons, en dit is net Christus wat oorbly. So dis, omdat dit net Christus is wat my lewe is, Christus wat my gees is, Christus wat my natuur is, Christus wat my wese is, Christus wat my alles is, en alles wat alles van God vervul in ons, is my gemeenskap outomaties met die Vader en met die Seun. En as jy dieselfde oortuiging huldig, dan is jou gemeenskap met my presies soos dit myne is met Christus Jesus. Daarom sê Paulus herhaaldelik, wees my navolgers soos ek die is van Christus. En hy sê, indien julle enigstens anders dink, sal God dit aan julle openbaar. Hy sê, laat hierdie verstand in julle wees, wat in Christus Jesus is. Nou hierdie sin wat in my is, en hierdie sin wat in Christus Jesus is eenvoudig dit, dat ek en Christus is een gees. Daar is geen verskil tussen hom en my voor God nie. God sien vir my as Christus en hy sien Christus as ek. Omdat daar 'n eenheid van gees plaasgevind het, 'n eenheid van natuur, 'n eenheid van wese, 'n eenheid van lewe, 'n eenheid van heerlikheid, geregtigheid, saligheid en heiligheid. Alleen as hierdie waaragtige God, Christus, wat die ewige lewe is, in my is, en hy is daadwerklik my lewe. Onthou, ek het gesê, is nie kwessie dat ek my lewe aan hom gee en hom in my lewe innooi nie. Jy sien, jy kan iemand in jou huis innooi as 'n gas, maar dit maak daai gas nie deel van jou huishouding nie. Jy kan enige iemand in jou huis innooi om by jou te kom bly, maar dit is nie jou bloedfamilie nie. Daai persoon deel nie jou gene nie.
Maar met ons is dit anders. Ons is gekruisig saam met Jesus Christus. Ons het gesterf saam met Jesus Christus. Ons was dood saam met Jesus Christus. Ons het opgestaan in en met Christus. En ons het opgevaar in en met Christus in die hemele. En ons is in Christus in God verborge en in Christus aan God se regterhand. So dit beteken vir my, ek is uit die saad van God uitgebore, presies soos Christus uit die saad van God gebore is, en dit dus gee aan my die gene van die Vader God, dit gee aan my die bloedlyn van die Vader, dit gee aan my die DNA van die Here God homself. Want hierdie Christus wat in my is en wat in jou is, het ons geheel en al oorgeneem. Hy het ons ou persoon heeltemal in hom geabsorbeer en vernietig en tot op 'n einde gebring. Jy moet dit kan begryp, my broer, my suster, dat die Christus wat in my is en die Christus wat in jou is die volkome Christus, die waaragtige God wat in my is en wat in jou is, en wat ons eie synde God lewe en persoonlike uitlewende lewe is. En as daai lewe nie by jou vasgevat het en by jou ingesink het en deel van jou geword het, kan jy nooit gemeenskap met die Vader en met die Seun hê nie. Want as jy sou moes kyk wat die Bybel vir ons sê, hierso in 1 Korintiërs hoofstuk 2, en die mense lees dit altyd verby, of om een of ander rede skiep hulle dit, want dit is nie vir hulle gemaklik om dit te lees nie, omdat die kerk nie die waarheid aan hulle verkondig soos dit moet wees nie. Hy sê, tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. En dan gaan hy aan. Soos daar geskrywe is, wat die oog van die mens nie gesien het en in die gehoor nie in die gehoor van die mense gekom het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom lief het. Want God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, die dinge ook die dieptes van God. Hy sê, maar wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. En sê, daarom spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheid nie. Hy sê, maar geestelike wysheid, sodat ons geestelike dinge met die geestelike kan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hom 'n dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou jammer as ek nou so 'n bietjie stamperig en stoterig lees, maar soos julle kan sien, daar is baie ingekrap en baie ingekleer, so ek moet maar deur al die klere lees. Maar wat Paulus eintlik hierso vir ons sê, wat dan nou hierso aanpas by wat Johannes sê, hy sê, tensy jy nie in daardie vlak kom waar God homself met jou kan deel nie, en wie God in sy gees is aan jou kan openbaar nie, dan kan jy nie die geestelike met die geestelike vergelyk nie. Jy sien, want die Here het aan ons openbaar wat die misterie en die verborgenhede is, wat hy nog in al die eeue bewaar het vir ons wat nou in Christus is en in wie Christus nou is. Wat is hierdie verborgenhede? Dat ons God homself persoonlik kan ken. Dat ons die binnepersoon van die Vader kan ken, dat ons die binnewerkinge van die Vader kan sien, die binnedenke van die Vader kan ervaar en kan sien. Hy sê, want ons is dood vir die sonde en lewend vir God in Christus Jesus. Daarom reken julle self dat julle dood is vir die sonde en lewend vir God deur en in Christus Jesus. Maar jy sien, as jy in eenheid is met Christus Jesus en jy en Christus is absoluut een en hy is absoluut jou lewe, die waaragtige God wat die ewige lewe is, het geword jou eie en synde en enigste lewe, dan het jy
in die persoon van Christus, en dan het jy as Christus, en dan het jy deur Christus, en dan het jy in Christus absolute goddelike triniteitsgemeenskap met beide die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar Johannes is baie spesifiek hier. Hy sê, want ons het gemeenskap met die Vader en met die Seun. Want as jy nie hierdie lewe in jou het, hierdie voorlewe van God nie, en toe die lewe wat hy opgeneem het, toe hy opgevaar het, hemel toe en opgestaan het uit die dood uit, as jy nie daai lewe het, daai godlewe wat suiwer godlewe is gestroop van menslikheidslewe, dit beteken die lewe wat Christus was as God voor die grondlegging van die aarde, vanaf die grondlegging van en deurlopend in die wêreld, en totdat hy weer opgestaan het uit dit in sy godheid opgeneem het. As ons nie daai goddelike lewe het in ons nie, as ons nie daardie lewe van Christus in ons het nie, dan het ons nie gemeenskap met God nie. Jy sien, ons kan nie eenheid hê met die lewe van Jesus van Nasaret nie. Want hy was 'n mens onder die wet, 'n mens van Israel, 'n mens vir Israel. Ons kan nie met die mens Jesus Christus 'n lewende verhouding hê nie. Ons kan nie die mens, Jesus Christus wat op die aarde was as Jesus van Nasaret, ons lewe maak nie. Die enigste een wat ons lewe kan maak is die opgestaande en opgevaarde Christus Jesus wat die waaragtige God is. Dit is sy lewe wat in ons is. En ons lewe is sy lewe. En sy lewe is God se lewe. En God se lewe is my lewe, gemanifesteer as Christus. Maar as ek nie daardie begrip en daardie insig het van daardie lewe van Christus in my nie, dan het ek niks om te verkondig nie en niks om te getuig nie. Want dit help nie, ek gaan verkondig die mense mors dood deur Jesus van Nasaret, maar ek vertel hulle nie van die lewende Christus wat in hulle lewe nie. Ek vertel hulle nie van die misterie van God, dat hy homself by ons kom inplaas het, dat God besluit het uit sy eie persoon en uit sy eie wese, kom hy in ons woon, in God homself, Christus Jesus, dat ons deur hierdie God in ons, Christus Jesus, met God die Vader, die almagtige God, gemeenskap kan hê, eenheid kan hê, verborgen in hom kan wees. Jy sien, die waaragtige God, Christus Jesus, is in my en is in jou, en hierdie waaragtige God is ons lewe. Hy is ons denke, hy is ons verstand, hy is ons hele wese, ons is been van sy been, sê die Bybel. Ons is in sy vlees voor die heerlikheid en voor die troon van God, ons het ingang en toegang deur hom na die Vader toe. Want daar is 'n eenheid wat plaasvind tussen Christus en ek. Tussen Christus en jou. Daar is 'n versmelting wat plaasvind. Christus is my geheel en al in hom met 'n lek van beter woorde in hom ingeabsorbeer en ons heeltemal in hom in verdelg. Hoor jy wat ek sê? Christus het ons in hom verdelg. Hy het ons alle wese van ons eie persoon in hom verdelg, dat net hy kan oorwees. Daarom sê Paulus, ek strek my uit na dit wat voor my lê. Ek strek uit na Christus, dat ek die hoë roeping van God in Christus kan verkry. Ek beskou alles is my verlede as drek, as onnatuurlik, as walglik, wat ek Christus as prys kan verkry, die hoë roeping van God. En as hierdie Christus, as jy nie besef dat jy met die lewende God een is nie, en as jou getuienis en jou boodskap nie wentel rondom die lewende Christus wat opgestaan het uit die dood, en jy is vasgeval in die wet en die Ou Testament en in die profete en sondebelydenis en sondebewustheid, dan het jy nie met my of met God gemeenskap nie. Want God wil hê dat ons moet groei in die kennis van Christus. Dat ons kan kom tot die kennis van die Vader. Hy wil nie hê ons moet bly in die kennis van die wet en in die kennis van die Ou Testament en die kennis van die profete en in sondebelydenis ensovoorts. Paulus sê in Hebreërs, hy sê laat ons aanbeweeg na vaste spyse, dat ons nie weer die fondament lê van die bekering en die doop en die wedergeboorte en al daai tipe goeders nie. Hy sê maar dat ons aanbeweeg na vaste spyse toe, dat ons kan kom in hierdie verhouding met die Vader, dat ons die Vader God self vanuit die sin en die verstand en die siel van Christus kan leer. Jy sien, hierdie Christus in my en hierdie Christus in jou is werklik, is genuine. En hy sê, as hierdie Christus in jou nie jou lewe is, hy is in jou, maar besef jy dat hy is jou lewe? En as jy nie gekom het tot die begrip en die besef van hierdie Christus in jou is jou lewe nie, as die enigste lewe wat jy het nie, en jy hang nog steeds aan Jesus van Nasaret, die profete, die Ou Testament, die wet ensovoorts,
dan het jy nie gemeenskap met die waaragtige God, Christus Jesus nie. En het jy nie daardie lewe, die ewige lewe, God in jou nie. Dan, my broers en susters, ek bevrees, het ek en jy geen gemeenskap met mekaar nie. En jammer, het jy ook nie 'n gemeenskap met die Vader nie. Want die Vader het net gemeenskap met die Seun en die Seun met die Vader. En ons kan slegs gemeenskap hê met die Vader deur die Seun. Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou ja, tot ons nou weer gesels. Die Here seën julle. Totsiens.